Buite die huis van ons Vader sal ons nie vrede ken nie. Voor ons Vader kan ons wel vrede en vreugde ken. Kan ons lag, kan ons baljaar, kan ons feesvier, kan ons vry wees. Ons word van onsself en ons vrese bevry deur die waarheid te ken, dat die Seun van God ons kinders van die Vader gemaak het. Goeiedag, ek is Johannes Broekman, 'n 6de jaar teologiestudent by die AP Akademie. Kom ons lees saam vanuit Johannes 8 vers 31 tot 32. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hierdie woorde het die Joodse hoorders baie omgekrap. Christus was hier besig om by die Hittefees te onderrig, 'n fees waar die Jode die uittog en die vryheid wat hulle daardeur verkry het, gevier het. Hulle is nie onder die juk van die Egiptenare nie, hulle verrig vir niemand slawediens nie, hulle is die nageslag van Abraham. Hoe kon Christus dan impliseer dat hulle nie reeds vry was nie? Christus het wel 'n groter vryheid verkondig as wat die Jode ooit kon verwag het. Die Jode het probeer om deur die wet op allerlei oppervlakkige maniere na te kom, hulself van hul vryheid te oortuig. Hulle het so aan God se werkinge en openbaringe vasgehou dat hulle nie besef het dat al hierdie dinge na 'n groter verlosser, na Christus, heen gewys het nie. Hulle het so in hierdie dinge van God vasgekyk dat toe die God van die dinge voor hulle was, hulle hom misgekyk het. Hulle het God se gawes verwring deur dit 'n manier te maak waardeur hulle self vryheid probeer bereik het. Daarom dat hulle nie Christus se ware vryheid wou ken nie. Dit kan maklik gebeur dat u dieselfde doen. Wanneer u onseker is oor u plek in die huis van die Vader, hoe vinnig dink u nie, ek was Sondag in die kerk. Ek sit hierdie Christelike boodskapies op my WhatsApp. Ek lees al hierdie Christelike boeke. Ek was by geloftedag. As dit die maatstaf is waar volgens u meet of u vry is, of u in die huis van die Vader sal bly, dan sal u angstig voel. Dan sal die duiwel u maklik kan aankla wanneer u die dag kerk mis, of wanneer u die dag 'n pitkosboodskap mis. Dis wonderlike dinge, maar dit self kan nie sekerheid gee nie. Watter hoop het ons dan? Christus verduidelik in vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is deur hierdie wonderlike ding te weet, dat Christus ons kinders van God gemaak het, dat ons van ons angstigheid, ons vrese, ons kommer oor ons kindskap bevry sal word. Dit eis wel dat ons al die maniere waardeur ons kindskap probeer verdien, by die drempel van ons Vader se deur sal los. U kan nie meer daardeur gekenmerk word nie. Los u eie geregtigheid, u selfversekerdheid, al die gewoontetjies en ritueeltjies waardeur u uself probeer oortuig dat u eintlik rustig kan wees. Rig u oë op die Seun, want is in hom wat u vrede kan vind, nie in al hierdie ander goed wat u doen nie. Dan sal u van die angstigheid en die vrees van hierdie leuns bevry wees. Christus het ons tot die huis van die Vader bevry. Hierdie waarheid laat ons vry lewe. In Christus bly u in die huis van u Vader. Is u dan ywerig om vir die Vader te lewe? Ons lewe saam in hierdie liefdevolle huis, 'n huis waarvan ons deel sal bly, en daarom doen ons al hierdie dinge in vreugde, nie omdat ons daardeur kindskap verdien nie. Laat ons dan, die kinders van die Vader, graag in hierdie waarheid vry lewe. Kom ons word stil voor ons Vader. Liefdevolle Vader, hoe groot is u genade. Ons wou self ons eie weë bepaal, ons wou self die baase van ons eie huise wees, maar ons het niks goeds daardeur bereik nie. Nogtans het u, selfs toe ons nie u wou ken nie,
U seun gestuur sodat ons vrygemaak kon word om deel van u huis te wees. U het ons van alles waaraan ons onsself verslaaf het, vrygemaak. Ons is nou vry om vir ewig in die huis te woon. Niemand skei ons van u liefde nie. Ons is u kinders, so sal ons bly. Werk dan asseblief in ons harte, Here, sodat ons hierdie blydskap en vryheid in die wêreld sal uitdra, sodat almal u as 'n liefdevolle Vader kan ken. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van u Seun Jesus Christus, deur die werking van die Gees in ons harte. Amen.